Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In 1 Kronieke 11 vers 22 lees ons van Benaja, een van Dawid se dapper manne. Daar staan, hy het die 2 groot helde van Moab verslaan en hy het afgegaan en 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Dink gou vir 'n oomblik. Alles was teen hom op daardie dag. As jy teen 'n leeu gaan veg, gaan jy hom nie veg in 'n put nie. Want daar is geen ontsnappingsroete nie. Dit is veg of sterf. En asof dit nie genoeg was nie, sê die Bybel, dit het gesneeu. Dit was koud, glad, en heel waarskynlik het hy geen vasdrapplek gehad nie. Hy was gelyktydig gekonfronteer met die put en die koue. Miskien is dit waar jy vandag is. Jy het nie die put of die koue gekies nie. Jy het maar net daar opgeëindig. En op hierdie oomblik wonder jy of God jou nog raak sien of hoor, en of dit is waar jou storie gaan eindig. Maar Benaja leer ons iets kragtigs. Hy het wel afgegaan in die put, maar hy het geweier om daar te bly. Die woord sê, Satan loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Hy wil hê jy moet geïsoleerd wees. Hy wil hê jy moet glo dat dit jou einde is. Dit is egter in daardie oomblikke dat jy op jou geloofsvoete moet staan en verklaar, ek gaan nie toelaat dat hierdie leeu my lewe vernietig nie. Ek gaan veg. Ek mag myself dalk in 'n put in die koue bevind, maar God is steeds vir my. Onderwees is nie my bestemming nie. Wanneer jy 'n keuse maak om onder te bly, gaan jy net al hoe meer agteruit. Maar wanneer jy kies om op te staan, word jou geloof sterker. Is jy vandag depressief, moeg en dalk op die koudste en laagste punt in jou lewe? Verklaar vandag oor jou lewe. Ek mag dalk vandag in 'n koue put wees, maar ek glo nog steeds. Ek hou nog steeds vas, want alle dinge is moontlik vir hom wat glo. Here, dankie dat ten spyte van hoe ek voel, is U nog steeds met my. Ek weier om te bly lê. Deur U krag sal ek in hierdie put opstaan en veg. In Jesus naam bid ek dit.